Ons gaan vanmôre lees uit Openbaring hoofstuk 2. En dis die derde brief van die gemeentes in Openbaring. Openbaring is die laaste boek in die Bybel. As ons klaar is met Openbaring, sal ons weer by Genesis begin en dan werk ons hom weer so deur. Openbaring 2 van vers 12 af. Dit is die boodskap aan Pergamum. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Pergamum. So sê hy wat die skerp swaard met die twee snykante het. Ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van Satan is. Tog bly julle aan my naam getrou en julle het nie julle geloof in my afgesweer nie, selfs nie in die tyd toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is daar by julle waar die Satan bly. Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Biliam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet en onsedelikheid bedrywe het. So is daar onder julle dan ook mense wat die leer van die Nikolaïde aanhang en dieselfde sondes doen. Bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe en sal ek daardie mense bestry met die swaard van my mond. Elkeen wat hoor moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborgde manna gee en daarby sal ek vir hom 'n spierwit klippie gee met 'n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry. Dit is die woord van die lewende Here. Openbaring, 'n uitdagende boek. Hierdie verse aan die begin klink dit vir ons baie positief en dan ontwikkel dit bietjie anders as wat ons dit verwag het. En ek vra, kom ons gaan deur dit stuk vir stuk en hoor wat sê die Here vir jou. Hoor hoe spreek die Heilige Gees jou aan. Moenie ongemaklik voel nie. Moenie voel maar dit is nie vir my nie. Dis vir die gemeente van Pergamum, dis vir die gemeente van Bultfontein, moedergemeente Bultfontein, oor die hele gemeenskap van Bultfontein. Ons ontvang hierdie brief deur die opdrag van Jesus. Hy het vir Johannes gesê, stuur dit uit, en vandag lees ons dit. Nou as ons verder gaan kyk, skryf aan die leraar van die gemeente in Pergamum, so sê hy, wat die skerp swaard met die twee snykante het. Dit bring ons terug na Openbaring hoofstuk 1, daai gesig wat Johannes gesien het. So sê hy, wat die skerp swaard met die twee snykante het. En daarom moet ons agsaam, en soos ek gesê het, moet ons luister. Daai beeld wat Johannes gesien het, was kragtig. En as ons dit weer lees in hoofstuk 2, dan moet ons agsaam. Dan moet ons besef, maar wat hy sê is nie net gewone woorde wat hy deel nie, dit is 'n sterk oproep, dit is 'n uitdaging. Wat volg is nie 'n mooi wens wat Jesus vir ons bring en sê, maar ek wil graag hê, julle moet so lewe nie. Dit is hierdie oproep, hierdie uitdaging, dit gaan oor die lewe en die dood. Dis groot goed hierdie. En daarom verwys Johannes terug na die gesag van Jesus, na die krag van die woord van Christus, en hy daag ons uit, gaan ontdek weer die krag van die woorde van Jesus Christus, gaan ontdek weer die krag van die Bybel, die gesag van sy woord. As ons die Bybel lees ons dit heeltyd in gedagte met hierdie prentjie. Dit is die opgestane Christus wat praat, hy wat heers, dis hy wat sy woorde bring en ons moet agslaan. Ek kan nie sê dit klink daar mooi en ek sal dit miskien doen nie, dis hy wat spreek en ek moet luister. Nou die gedagte rondom dit wat Johannes beleef en hier waar hy weer verwys na, so sê hy wat die skerp swaard met die twee snykante het, dit is toe hy omdraai, toe gee hy hierdie beskrywing, dit is wat hy gesien het, maar voordat hy omgedraai het,
het hy gehoor. Hy het die spreuke van Jesus gehoor en ons kan amper sê, hierdie beeld wat hy sê van 'n swaard wat uit sy mond uitkom, is nie net sigbaar nie, maar dis ook wat hy gehoor het. Daai gesag waarmee Jesus gespreek het. Die krag wat daar in sy woorde lê. En Johannes het dit so gehoor en hy het dit so vir ons beskryf dat ons kan verstaan, maar besef ons wat hy gesien het. Besef ons wat hy gehoor het. En wat 'n groot uitdaging vir ons, kan ons dit ook so hoor? Kan ons ook hierdie stem van die opgestane Christus hoor? Hy wat die skerp swaard met 2 snykante het. En die antwoord is ja, en uit die Bybel uit sy woord uit, as ek die woord oopmaak, dan spreek die lewende Christus. En so moet ek luister. Nie van, kom ons praai na volgende. Laat hy spreek. Laat hy met jou praat. En as hy met jou praat, hoor wat hy sê. Hoor daai gesag, hoor daai krag. 'n Swaard met 2 snykante. Wat sny tussen spier en been. Wat diep sny. Wat verandering bring. En so moet ons met die Bybel omgaan, so moet ons in ons verhouding met ons Here werk. Nie net die mooi versies nie. Elke vers wat hy op ons pad bring, lees hom, hoor hom. En dat jy daai stem hoor, wat klink soos 'n swaard, met 2 snykante wat uit sy mond uitkom. In vers 16, sê Jesus, bekeer julle, anders kom ek gou na julle toe, en sal ek daardie mense bestry met die swaard van my mond. Hy praat in die begin oor die swaard, hy verwys weer terug na die swaard, daai krag van Jesus. Hy in die begin alles geskape deur die woord. Hy's in beheer, hy sê dit en dan sê hy maar ek voer ook vyand, ek voer ook oorlog teen die wat in opstand is teen my. Dis nie dat hy praat en sê maar nou doen jy maar wat jy wil nie, daar is 'n oordeel. En dis wat Jesus spreek. En ons moet luister, ons moet gehoor gee. Hierdie 2 interpretasies van die swaard, dit wat Johannes gesien het en dit wat hy gehoor het, dis mooi. Maar dit moet nie net mooi wees nie, dit moet ons ruk. As die lewende God praat, dan moet ek luister. As Christus spreek, dan moet ek agslaan. En wat nou volg is die moeilike woorde wat Jesus spreek. En laat ons agslaan op hierdie woorde. Hy sê dit gaan nie net oor brood nie, dit gaan oor elke woord wat uit die mond van God uitkom. Hy trek dit terug na Deuteronomium 8. Israel was op pad om net uit die woestyn uit te kom in die beloofde land, en die gedagte van manna was nog vars en hulle het dit geëet vir 40 jaar. En God sê onthou, dis nie net die brood nie, dis nie net die voorsienigheid nie. Wat belangrik is elke woord wat uit die mond van God kom. Jesus, toe die Satan hom versoek het in Matteus 4, die eerste versoeking, het Jesus presies dieselfde woorde gebruik. En dis nie per toeval nie, die verwysing na die manna, het julle gesien, is later in hierdie gedeelte. Die verwysing na die versoeking van Satan is ook in hierdie gedeelte, ons gaan dit nou lees. En dan sien ons hoe hierdie gedeelte bymekaar gebring word, hoe Christus vir ons hierdie boodskap bring, wat ons verstand te bowe gaan, hy trek weer na Deuteronomium toe, hy trek het na Matteus toe, en ons lees dit hier in Openbaring, en God sê deur dit alles, hoor my woorde, luister, gee ag. En dis ons uitdaging, so kom ons gaan kyk wat sê Jesus, wat is hierdie kragtige stem, maar
Nou as ons lees maar as ons lees maar, dan raak ons altyd bekommerd. Want as Jesus ek mooi goed sê, soos ek ken die plek waar jy bly, daar waar die troon van Satan is. As ons dit lees, wat 'n gevoel kry jy as Jesus 'n gesprek so begin? Ek ken die plek waar jy bly, daar waar die troon van Satan is. Dit moet 'n verskriklike plek wees waar Satan heers. Dit moet 'n verskriklike plek wees waar sy troon is, en dink jy bly in daai dorpie, daai stad Pergamum, jy bly daar en jy weet, soos Jesus het beskryf, dit is die plek waar die troon van Satan is. Nou gaan hy verder, tog bly julle altyd aan my naam getrou, ten koste van die situasie, ten koste van die omstandighede, bly julle getrou aan my naam, en het julle geloof in my nie afgesweer nie, selfs toe daai een persoon doodgemaak is, daar by julle waar Satan bly. Dis die omstandigheid. Dis die omstandigheid wat Jesus raak sien. En hier's 3 punte. Hy sê ons moet luister, hy sê ons moet hoor wat hy sê, ons moet agslaan, en dan kom hy by hierdie 3 punte wat hy vir ons bring, die 3 dinge wat hy sê. En hoor wat sê hy vandag vir jou. Hy praat heel eers, soos ons gelees het, van ek ken julle omstandighede. Jesus ken jou. Hy ken jou vrese, hy ken jou uitdagings, hy ken jou hele milieu is aan hom bekend. En daarom as ons praat van ek moet luister as die lewende Christus praat, ek moet na sy stem luister, dan is dit nie hierdie stem wat van ver af kom nie, dis iemand wat weet wat in my hart aangaan. Dis iemand wat weet wat my omstandighede is, wat my vrese is. Wat ek bekommerd is oor dit. Hoe gaan ek hierdie jaar oorleef? Hoe gaan ek sorg dat my gesin veilig wees? Dit alles sê maar ken jy omstandigheid. En ek weet dit gemoeilik. Maar is ons in die plek waar die troon van Satan is? Het jy dit al ergens gesien in ons dorp, in ons omgewing, in ons land? Daar waar Satan se troon is, in Pergamum was daar afgodediens van Esculapius. Dit was die god wat aanbid was, en daar was stempels vir hierdie god, en die simbool wat hulle vir hierdie god gehad het, was 'n slang. En dan het almal voor hom gebuig en hom aanbid, hierdie slang. So dit was duidelik, hulle kon gesien het, ja, dit is die troon van Satan. Hulle het gebuig voor 'n afgod. Maar dit was nie al nie, dit was ook die begin van die aanbidding van die Romeinse keiser het in hierdie dorp ontstaan. Die Romeinse keiser is gesien as God, en dit was 'n probleem vir baie Christene. Want as jy bely, Jesus Christus is die Here, dan het jy opgeëindig in die Kolosseum, want daar is slegs een God volgens hulle, en dit was die Romeinse keiser. Ons ken die stories van hoeveel Christene vir die leeu's gevoer is in die Kolosseum, opgehang is, met pik gesmeer is, aan die brand gesteek is, want hulle het gesê, Jesus is die Here. En die Romeinse ryk het gesê, die Caesar is die Here. Sing ons so iets in ons wêreld? Sing ons so die troon van die bose, van Satan? As ons mooi gaan kyk, dan sing ons ja. Word net Christus aanbid in ons wêreld, in ons dorp.
Hoeveel ander geloof is daar? Hoeveel ander godsdienste is daar? As ons na die wêreld gaan kyk, dan moet ons moet saamstem, daar is 'n uitdaging in hierdie wêreld. Daar's 'n uitdaging vir ons as Christene, want die hele wêreld glo nie soos ons glo nie. Die hele wêreld is nie oortuig dat Jesus Christus, die Seun van God, ons verlosser en ons koning is nie. Hulle sal vir jou lag. En mense in hierdie land sal vir jou lag as jy dit sê. As jy sê, maar dis wat ek glo slegs in Jesus Christus, niks anders nie, niks meer nie, niks minder nie, net Jesus. So op die einde van die dag moet ons sê, maar dit lyk vir ons ook so. Ons is ook by 'n plek waar die troon van Satan is. En dan vra ons maar wat moet ek nou weghardloop? Moet ek in vrees en bewering begin leef? Moet ek opgee? Moet ek my geloof begin geheim hou? Moet ek net in my binnekamer aanbid sodat niemand kan sien ek's kind van God nie? As ons terug gaan wat Jesus sê, julle het geglo en julle het aangehou om te glo. Julle het aan my naam getrou gebly en het nie julle geloof in my afgesweer nie. Selfs toe een doodgemaak is, sal ons die uitdaging hoor, sal ons aanhou om ons geloof uit te leef, om ons geloof te bevestig, om ons geloof te deel. Die bose wil hê ons moet mislei word. Die duiwel wil hê jy moet nie in Jesus glo nie. Die duiwel wil hê jy moet ander goed begin glo. Miskien Jesus en nog iets. Die Bybel en nog iets. Sodat jy mislei word en wegbeweeg van die aanbidding aan die hemelse Vader. So ons kan ons gemeentes in hierdie gedeelte inskryf. Te sien dat ons totaal los staan van die, dis ons realiteit, dis ons werklikheid. En dit bring ons by hierdie belangrike punt om te luister. Luister wat sê Jesus. Luister na sy woorde, slaan ag daarop. Beleef sy woorde as kragtig. Laat dit jou lewe verander, laat dit jou skud, sodat jy die waarheid kan hoor en dat jy in hierdie waarheid kan lewe. Ons kan nie net na die mooi woordjies luister nie, ons moet luister wat sê die opgestane, lewende Christus, en as hy hart praat, luister. Luister, luister. Dis waar hy begin. Ek ken julle omstandighede. Dan kom ons by die maar. 'n gesprek gaan altyd baie goed totdat iemand sê maar. Ek sê saam met jou, dit kan werk, maar dan weet jy, daar val alles plat. Maar vandag wil ek hê ons moet agslaan op hierdie maar. Want dit is nie net 'n maar omdat hy nie met ons saamstem nie. Dis nie net 'n maar omdat hy ons wil moedeloos maak nie. Dis 'n maar wat lewensveranderend kan wees. Hoor wat sê hy? Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Biljam aanhang. Nou, Biljam het saam met Balak, vir Balak geleer om die volk van Israel van God afvallig te maak, deur afgodsoffer vleis en onsedelikheid wat hulle bedryf het. So is daar ook ander onder julle wat die leer van die Nikolaïde aanhou, en wat dieselfde sondes doen. Dan hierdie oproep, bekeer julle, anders kom ek gou na julle toe, en sal ek daardie mense bestry met die woord uit my mond. As Jesus sê maar, dan moet ons stop. Ek kan dink, ja, ek pas mooi in hierdie eerste 2 verse in, dis ek lewe vir die Here, ek is nie bang vir die bedreigings nie, ek staan vas in die lewende God, maar hierdie maar is nie vir my nie, en ek wil hê ons moet vanmôre stop en luister na hierdie maar. Moet dit nie net van die tafel afskuif nie, ons is mos so, as iemand sê maar, dan luister ons nie meer verder nie. Nou nie ek nie, ek het gehoor van ander mense. Maar, as God dit vandag sê, laat ons agslaan op dit wat hy sê.
Want Biljam het in God geglo. En Balak het hom gevra dat hy Israel moet vervloek, sodat Israel nie Balak se land kon inneem nie, en Biljam kon nie, want God het vir hom sê, jy kan nie my volk vervloek nie. Maar wat hy toe gedoen het, is hy het vir Balak geleer, hoe jy Israel kan kry om self teen God te draai. En hy het gesê, maar laat die volke wat afgode aanbid, laat hulle vrouens hier in die Israelse kamp inkom, en so die volk begin mislei. Die Israeliete het gesê, ja, ons is so Christene, maar ons doen ook hierdie dingetjie. Ons eet afgodsoffers vleis, ons tree onsedelik op, ja, maar ons is nog hierso, ja, maar ons doen ook nog dit. Die volk was gestraf. Gaan lees dit in Deuteronomium, gaan lees wat het daar gebeur. Dit is skokkend. En nou kom God en hy sê, maar dit gebeur ook nou. En ons weet dis die waarheid. Want hoeveel keer wat ons hoor, dit is reg, jy volg die Bybel, maar jy moet ook dit doen, of jy kan ook dit doen. Jy hoef nie net volgens die Bybel te leef nie, leef volgens die Bybel en doen hierdie ding by. God sal verstaan. Daar's ruimte. Dan dink ek terug aan hierdie vers 12, wie praat? Dis die opgestane Christus, dis hy wat praat. 'n swaard wat uit sy mond uitkom, tweesnydend. Ja, hoe moet ek agslaan? Slegs op wat hy sê, nie hierdie misleiding nie. Misleiding laat dit voorkom asof ek nog steeds op die regte pad is. Maar ek hou vas aan die Bybel. Maar die eindeinde is nie redding nie. Die einde is oordeel, dis nie verlossing. Daarom hierdie oproep aan die gemeentes. Dis ons, die gemeentes in hierdie tyd tussen Jesus se hemelvaart en sy wederkoms. Dis ons tyd nou, laat ons agslaan. En die vraag is, wat is die standaard van die waarheid waarin ons vashou? Glo jy volkome in die Bybel? Van Genesis tot Openbaring. Glo jy dit is die woord van God? Dat nie een jodel of titel sal verval nie. Laat niks hier uitgesny sal word nie. Dit is die volle waarheid wat ons nodig het vir ons verlossing. Of is jy oop vir misleiding? Gaan terug na die woord, gaan terug na die spreuke van die opgestane Christus. Gaan hoor wat hy sê. Want hy spreek met gesag. Ek wil nie weet hoe moet 'n stem klink, laat die prentjie in jou kop is hierdie swaard wat uit sy mond uitkom, tweesnydende swaard. Wat 'n gesag moet in daai woorde wees. En dit is die gesag wat ons beleef as ons die Bybel oopmaak, as ek lees. Want wat Jesus aanwerk, wat Jesus op pad is met hierdie gemeente is, dat julle sal bekeer. As jy in die Bybel vasgehou het, maar jy bring hierdie goedjies saam, en jy skep hom so 'n bietjie in. Jesus sê, hoor wat ek sê, hoor my gesag, bekeer jou. En ons het al oor bekering gepraat, bekering is hierdie omdraai. Ek is besig met onheilighede, ek is besig om te verval in hierdie misleiding, ek doen goed wat ek weet is nie van God af nie. Nou kom hierdie oproep van Jesus, bekeer jou, en wat moet ek doen? Ek moet wegdraai van dit af. Ek kan dit nie nog omhelm nie, ek gaan hom nog nie so 'n bietjie vashou nie. Breek met dit, bly by die woord van God, bly by die spreuke van Christus, want dis ons verlossing. Nie hierdie misleiding wat van die Satan afkom nie. Waar staan ons vandag? Glo ons in die waarheid? Hou ons vas aan die waarheid? Is dit vir ons die gesag vir ons lewens? Johannes 8, ek wil net vinnig
vir ons Johannes 8 lees. Johannes 8 vers 31 en vers 32. Toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo. Dit sê Jesus vir ons nou, vir elkeen wat glo. As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. As ons glo in Jesus Christus, as ons aan hom vashou, as ons aan sy woorde vashou, dan sal ons die waarheid ken en die waarheid sal ons vrymaak. So dit maak nie saak wat misleiding jy aanhang nie. Hierdie woorde is, breek daarmee, jy word vergewe. Jy word vrygespreek. Ons gaan nou kyk na dit wat ons gaan ontvang. En hy sê, maar ek gee dit vir almal, die wat gesondig het, die wat weggedraai het, wat die misleiding aanvaar het. Ek gee vir elkeen van julle die verborgde manna. Ek gee elkeen vir julle die wit klippie met 'n geheime naam op. Is ons bereid om vandag te sê, maar die waarheid en die waarheid alleen. Dit wat Christus spreek en dit alleen. Ons staan in 'n plek waar die troon van Satan is. Ons bly hier. Ons bly in hierdie wêreld. Maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons volg die waarheid van Christus. So dit is nie maar is afgehandel. Is jy oortuig van die waarheid? Is jy seker van die gesag van Christus? En is dit vir jou die enigste fondament? En dan kom ons by die beloning uit. En dit is so mooi. Laat ek vir ons lees. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal het, hoor mooi, sal ek die verborgde manna gee. Nou, wat ek nou nog sê, dit trek terug na Israel toe, dit trek terug na wat Jesus gesê het. En daarby sal ek vir hom 'n spierwit klippie gee, met 'n nuwe naam daarop gegraveer. En niemand anders ken nie, net hy wat dit kry. Verborgde manna. Wat is dit? Wat gaan ons kry as ons aan die waarheid van Christus se woorde vashou? As ons staan onder die gesag van sy woord en slegs onder daardie gesag, wat gaan ons ontvang? Die verborgde manna verwys na die manna wat hulle in die woestyn gekry het. Maar God het die opdrag gegee. Hulle moet 'n kruik vol van hierdie manna vat en dit in die ark plaas. Julle onthou die ark? Daai boks met die 10 gebooie wat Israel saam met hulle gevat het as hulle getrek het, wat die teenwoordigheid van God gesimboliseer het. Nou in die tempel was die teenwoordigheid van God daarbo, die ark. Die manna was daar binne. Dis verborge manna, dit is weggesteek, maar dit is in die teenwoordigheid van God. En dis wat ons ontvang. God kom en hy sê, maar as jy jou bekeer, as jy wegdraai van die misleiding, as jy vashou aan die woorde van Christus, dan ontvang jy sy teenwoordigheid. Dan is jy in sy teenwoordigheid. En dit word bevestig in Hebreërs. Ons het vrye toegang tot die troon van die lewende God, die troon van genade. So as ek sê, maar Here, ek glo u woorde, ek aanvaar dit, ek hou daaraan vas, dan is dit hierdie wete, maar ek is by God, en God is by my. Dit was die ark was in die allerheiligste gewees. En onthou, die gordyn het geskeur toe Jesus sterf, en ons het vrye toegang tot by God. So as ons hierdie woorde van Christus aanvaar, dit aanneem, daarin leef, hoor mooi, jy ontvang die verborgde manna, die geestelike voedsel, jy ontvang dit wat hy beloof, sy teenwoordigheid by jou. Wat Jesus gesê het, ek is by julle tot die volëinding van die tyd, maar hy gaan verder,
nie net verborge manna nie, maar ook 'n wit klippie. Nou dis nie net 'n wit klippie nie, dit is amper soos 'n edelgesteente. En daar's 'n paar denkmaniere rondom hierdie en daar's my twee wat aanpas by die agtergrond van Openbaring. En hierdie gedeelte wat ons gelees het, dit gaan oor as jy in 'n hofsaak was, as jy nou die aangeklaagde was, as jy nou die skelm was, en die saak was nou voor die regter, die jury moet nou besluit, skuldig of onskuldig, dan het hulle sak gehad, en elkeen het 'n swart klippie gehad en 'n wit klippie, en as jy gedink het, hierdie skelm is skuldig, dan het jy die swart klippie in die sakkie gegooi, en as jy geglo het, hy is onskuldig, het jy die wit klippie in die sakkie gegooi, en dan, as almal hulle klippies ingegooi het, dan het hulle die sakkie oopgemaak, dan het hulle gekyk, skuldig of onskuldig. Nou, dis die een verwysing, nou as hierdie verwysing na jou toe kom, en hy sê, maar ek gee vir jou 'n wit klippie. Wat spreek Christus oor jou? Skuldig of onskuldig? Dit maak nie saak waar jy was nie. Dit gaan hoor ek die woorde van Christus, reageer ek daarop, bekeer ek myself weg van hierdie misleiding en draai ek terug na Christus en Christus alleen. As ek dan 'n wit klippie ontvang, dan sê dit maar, jy is vergewe, jy is onskuldig, jou sonde, watter misleiding jy ook al gedoen het, soos Biljam vir Israel amper uitverkoop het. Die verskriklikste ding wat jy kon gedoen het, word vergewe en jy ontvang die wit klippie. Die verdere verstaan, en dit sluit nogal aan by hierdie, in daai tyd as jy uitgenooi was na 'n spesiale geleentheid toe, slegs op uitnodiging, dan het jy 'n wit klippie gekry met die seël van die mense wat jou uitgenooi het. En nou jy het nie rondgeloop en vir almal gewys, kyk my wit klippie, daai seël, want dan het hulle daai seël gekap en dan het hulle ook ingegaan. So jy het hierdie klippie met die uitnodiging ontvang en jy het dit gehou en dan gaan jy nou na hierdie fees toe of hierdie gebeurtenis en jy bied jou wit klippie aan as toegang. En hoor mooi die lyn, dit gaan oor wat Christus vir ons gee. Ek gee vir jou toegang tot die hemel, ek gee vir jou toegang tot die ewige lewe, ek gee vir jou toegang tot die koninkryk van die lewende God. En dis waar ons wil wees. En dis die belofte, dit is die beloning wat ons ontvang. En ek weet nie van jou nie, maar ek soek daai wit klippie. Ek soek daai onskuldige verklaring wat my sondes is op Christus. Ek soek daai uitnodiging, vir ewig sal jy die kind van die lewende God wees. Ek soek dit, ek wil dit hê. En hy sê, hy gee dit vir jou. Hy gee dit vir my, want ons sondes is vergewe deur Jesus Christus. Maar as ek sy roepstem hoor, dan moet ek moet wegdraai na van die misleiding. En ek moet my Here volg. Net om af te sluit die troon van Satan. Dit is nou ons realiteit vandag, môre. Hoe gaan ek leef? Hoe gaan ek reageer op hierdie gedeelte? Want ons is waar die troon van Satan is. Met al die uitdagings wat ons het in ons daaglikse lewe. Ek praat nou nie van die troon van Satan uitdagings nie, ek praat van gewone uitdagings. Hy ken ons omstandighede, hy ken waardeur jy gaan, hy weet dit. Hy ken jou hart. Hy ken jou swaar kry, jou pyn en jou vrees. Maar hy weet ook van die misleiding. En daarom hierdie oproep na jou toe. En daarom hierdie uitdaging, wat doen ek in die troon van Satan? Hoor die swaard met die 2 snykante. Vandag asseblief, laat ons hierdie woord van God, laat ons die spreuke van Jesus ernstig opneem. Nee, dis mooi. Ja, nee, dis die lewende Christus wat spreek.
Laat ek doen wat hy sê, want hy is my verlosser, hy is my koning. Hoor die swaard met die 2 snykante. Hoor die waarheid wat hy spreek. As daar misleiding is, verwerp die misleiding. Hoe meet ek dit? Ek meet dit aan die woord van God, ek meet dit aan Jesus se spreuke. Luister na die waarheid. Hoor die waarheid en bekeer jou. Ek dink elkeen van ons word opgeroep deur hierdie bekeer jou. Want so maklik kom misleiding daarin. So maklik word uitdagings vir ons te veel. Voel ek kan dit nie meer hanteer nie, maar hoor hierdie oproep, bekeer jou, draai weg van hierdie misleiding, vertrou die Here, vertrou Christus. Ontvang die manna, daai verborge manna, die teenwoordigheid van God. Ontvang dit, ontvang daai wit klippie en vier fees. Jy's uitgenooi na die bruidegom se fees. En laaste, lewe nou in die oorwinning. En dis hoe hierdie gedeelte afsluit. Lewe in die oorwinning. Ons is die oorwinnaars. Christus het oorwin en omdat hy oorwin het en ons saam met hom staan, is ons meer as oorwinnaars. Jesus het gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Hoor sy woorde. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hoor daai woorde. En kom ons reageer. As daar misleiding is waarvoor jy geval het, breek nou, bekeer jou. Hoor sy stem. Daai magtige, kragtige stem van Jesus wat vir jou gesterf het, wat jou so lief het. Hoor sy stem vanmôre en kom ons reageer daarop. Kom ons bid saam.